Goed, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir hierdie wonderlike oggend, vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het, en vir hierdie geleentheid waar ons weer as U kinders hier in U huis bymekaar kan kom, en Here, hier waar ons ook meer kan hoor van wat U wil vir ons lewens is, hier waar ons weer opnuut kan bemoedig word, waar ons hoop kan kry vir die toekoms, juis ook omdat ons weet, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, ons dankie dat ons ook U kinders kan wees, dat ons kinders van die Almagtige God is, en Here, dat ons ook toegerus is deur U, om ook die goeie stryd te voer, totdat U kom. Wanneer die wederkom sal aanbreek, dan weet ons ook dat ons voor U sal staan, maar dat Jesus Christus in ons plek reeds betaal het, en ons vrygekoop het tot die ewige lewe. En Here, daarom, omdat ons lewens van dankbaarheid beleef en antwoord op die groot liefde en genade, daarom vra ons ook weer vanmôre opnuut, waar ons nou na U woord gaan luister. Here, rus ons toe, dat ons ook sal weet en sal verstaan wat U van ons verwag, en dat ons ook daardie lewens van dankbaarheid werklik voluit kan leef, tot eer en verheerliking van U naam. Daarom vra ons, Here, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, gee dat ons sal hoor, sal luister, sal konsentreer, dit sal verstaan, en Here, gee dat ons dit ook sal doen tot eer van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ek wil vir ons vanmôre lees uit Openbaring 6 uit. Dit gaan natuurlik oor die 4 perde, en nie net daaroor nie, maar dit gaan oor die seels natuurlik wat oopgemaak word, en die perde is deel daarvan, maar ek wil vanmôre die fokus so 'n bietjie op die perde spesifiek aan plaas. Maar voor ons daarby kom ons lees net eers Openbaring 6 van vers 1 tot 17. So dit is Johannes wat hier skryf, en hy skryf hier van vers 1 af. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom, kyk. En 'n ander perd, 'n 4 rooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom, kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom, kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar
die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat val. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000, en die magtiges en al die slawe en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Ek lees vir ons net tot daar aan die einde van die hoofstuk. Ek wil vir ons hier 2 verse uitlig, as teksverse, die eerste en die laaste verse, vers 1 en 17. Nou hier in vers 1 lees ons dat Johannes sê, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. Die lam hier is natuurlik Jesus Christus, dis hoekom lam ook hier in die Bybel met 'n hoofletter geskryf word. En dan sien ons elke keer weer, dat wanneer die volgende seël oopgemaak word, dit is Christus wat die seëls oopmaak. En uiteindelik dan sien ons wat gebeur met hierdie seëls, en ons sal dit nou bespreek. En dan ook vers 17. Vers 17 sê, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Nou, eerstens wanneer ons oor hierdie gedeelte praat, dan moet ons besef, dit is 'n gedeelte binne 'n gedeelte. Dis hoekom mens die Bybel as 'n geheel moet lees, en ek wil amper sê, dit moet vir ons eintlik weer laat besef ook, Openbaring is 'n moeilike boek, maar as ons Openbaring hoofstuk vir hoofstuk of gedeelte vir gedeelte wil gaan uithaal, gaan ons heeltemal verlore raak. Ons moet Openbaring as 'n groot geheel lees, want hierdie begin al in 'n sekere sin direk. Openbaring begin met Openbaring 1 en dan in Openbaring 2, dan word die briewe aan die 7 gemeentes geskryf, aan die 7 gemeentes in Asië wat die hele kerk vandag verteenwoordig. En dan direk daarna, dan begin hierdie gedeelte eintlik wat ook vertel van die seëls wat oopgemaak word en van die laaste dinge uiteindelik wat sal gebeur, die bassyne of die trompette wat geblaas sal word en uiteindelik die skale wat daar ook is en uiteindelik dan ook, anders sê ook die bakke en wat daar uiteindelik sal uitkom. So dit is belangrik dat 'n mens dit sal verstaan. Hierdie gedeelte wat hier besig is om af te speel met die seëls wat nou oopgemaak word, gaan dan ook oor die laaste verdrukking of die laaste swaarkry, wil ek amper sê. In Engels gebruik hulle die woord die tribulation, wat gaan plaasvind. So dit vertel vir ons van die dinge van die eindtye. Dis eintlik maar die lank en die kort en die maklik van wat hier besig is om af te speel. Nou, wat ook belangrik is dat vooraf sien ons word vir ons voorspel alreeds in Openbaring 5 vers 9. Ons lees daar, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie.
So dit vertel nie net vir ons iets van die wat gered sal word, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke taal en volk en stam en nasie, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê nie. Maar hierdie vers sê ook vir ons juis, as ons nou na ons teksvers, Openbaring 6 vers 1 kyk, dis die lam, dis Jesus Christus. Hoekom is hy die een wat die seels oopmaak? Want hy is waardig. Hoekom is hy waardig? Omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het en omdat hy vir ons die dood oorwin het. Daarom maak hy die seels oop. En ons moet iets van die aanbreek van die eindtye of van die laaste oordeel of van die wederkoms verstaan. Dit gebeur op die tyd wanneer God dit besluit het. En ons het nou in hierdie tyd gesien, daar was weer baie valse profete wat gesê het die wederkoms sou kom en hy het gekom en gegaan en hulle het nou al derde datums en goeders party van hulle gegee en dit het ook gekom en gegaan en nou is hulle weer toepstil. Maar die lank en die kort is God, Jesus Christus is waardig en hy is die enigste een wat die seël sal oopmaak op die tyd wat hy besluit uiteindelik om dit te doen. Dan, voor ek begin verduidelik ook die laaste ding, of dalk is 'n deel van die verduideliking. Die laaste ding is ons sien hier is perde. Ons het met perde te doen. Nou perde is deur die Bybel heen, was dit natuurlik gesien, ek dink ek het dit al in die verlede ook gesê, amper perde in strydwaans was soos die tanks van vandag gewees, dit was die oorlogstoerusting. Dit was gesien gewees as simbole van mag. Ons het gelees 'n ruk terug oor Salomo met al sy perde en al sy strydwaans wat hy van oral af ingevoer het. En dit is 'n vertoon van mag. So dit is ook in 'n sekere sin wat die perde hier verteenwoordig, is daai magsvertoon. En hulle kom uit die seels uit wat Jesus uiteindelik oopmaak. Nou hierdie laaste verdrukking, in 'n sekere sin wanneer mens Openbaring lees, moet mens hom ook saam met Matteus 24 lees waar Jesus vertel van die verdrukking of van die swaar laaste tye. So byvoorbeeld in Matteus 24 vers 3 tot 6, ek gaan vir ons 'n stukke daarvan uithaal, maar in vers 3 tot 6 lees ons, en toe hy, dis nou Jesus, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, hierdie eindverdrukking, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, al hierdie valse profete, moenie laat hulle julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, want dit is nog nie die einde nie. So hier wil ek twee dinge uitlig. Die eerste ding is, hy sê, moenie verskrik word nie, en dit is vir my belangrik vir vanmôre. Dit is swaar tye, waarin ons waarskynlik al reeds is, ek hoop so. Ek hoop nie dit gaan nog swaarder raak nie, ek hoop nie dit gaan nog erger raak nie. Maar in hierdie tye sê Jesus, moenie bang wees nie, moenie verskrik wees nie, ek is by julle, al hierdie dinge moet gebeur, uiteindelik sodat die wederkoms kan plaasvind, en sodat die oordeel wat ek gaan bring, ek wat die regverdige regter is, sodat daardie oordeel dan ook regverdige oordeel kan wees. Nou, hierdie 4 perde met hulle 4 ruiters wat ons sien, hulle verteenwoordig nie noodwendig iemand spesifiek nie. Maar die eerste perd wat genoem word, baie geleerdes sê dat hy wel iemand spesifiek verteenwoordig of iemand spesifiek in die oog het, wil ek amper sê. En ek wil hê ons moet nou so 'n bietjie na die 4 perde kyk. So die wit perd kom in kort en hy verteenwoordig 'n tydperk van valse vrede. Nie van vrede nie, maar van valse vrede. En hierdie valse vrede waarin mense sal vasklou, gaan maak dat die val wat na die wit perd kom, wanneer die oorlog kom en wanneer die dood kom, dat dit net soveel erger uiteindelik sal wees. En dit is wat ons gesien het, wat Jesus nou hier sê. Hierdie wit perd, die eerste wit perd, hy verteenwoordig hierdie tydperk van valse vrede wat gebring sal word deur valse messiasse, met ander woorde valse Christusse, en uiteindelik die hoogtepunt daarvan sal wees die ruiter wat op hierdie wit perd sit, en hy is die anti-Christ.
Hy is die ruiter van hierdie wit perd. Nou, wat hier belangrik is, wat ons moet oplet, is hierdie wit perd verkondig vrede, en daar word 'n kroon aan hom gegee, ek wil amper sê deur die mense van die aarde. Want almal wil vrede hê, en almal sal uiteindelik hom aanbid. Almal wil ek amper sê, gaan die vrede uiteindelik aanbid, sonder dat daar oorlog gemaak gaan word. Want let mooi op, daar word vir hom 'n boog gegee, met ander woorde 'n boog van 'n pylenboog, wat die simbool is van oorlog. Maar aan die ander kant daarvan, daar word nie vir hom pyle gegee nie, daar word nooit gesê dat hy hierdie pyle gebruik, of dat hy nodig het om te skiet, of enige so iets nie, so daar word net vir hom 'n boog gegee, maar daar's geen oorlog wat uiteindelik sal plaasvind nie. So hy bring hierdie vrede, en mense wil graag hierdie vrede hê, en daarom is hulle bereid om hom te aanbid. Ons gaan tot die uiterste om hierdie vrede uiteindelik te bewaar. Maar die langs en die kort is, dit is valse vrede. Ons doen dit maar net, want ons wil nie aanstoot gee nie. Klink dit nie so bekend van ons dag en tyd van vandag nie. Ons laat maar net alles toe, want daar moet maar net vrede wees. En ons loop rond en ons sê vir mekaar, ons moet eerder vredemakers wees. En in die proses van om vredemakers te wil wees, is ons besig om alles toe te laat wat die teenoorgestelde uiteindelik van vrede is. Dit gaan eintlik daaroor dat, en dit is wat ons vandag sien, niemand het meer ruggraat om op te staan vir die waarheid en vir dit wat reg is, en so ons laat maar net alles toe, ter wille van die vrede, maar dis valse vrede. En ek kan baie voorbeelde opnoem, 'n paar wat ek aan gedink het, is dink maar hoe ons ter wille van die vrede, deur die jare heen al, uiteindelik toegelaat het dat godsdiens in die Bybel uiteindelik uitgehaal word uit die werkplek uit die skool uit, oral waar ons onsself bevind. Ek wil sê soveel so, dat godsdiens in die Bybel nou al uit die kerk uitgehaal word. Dis die realiteit van die dag. As ons gaan kyk, hoe preek kerke, 'n dominee of 'n pastoor of iemand staan voor, en hy begin sommer net preek, en nooit in die hele diens, noem hy een keer die Bybel, of lees hy uit die Bybel uit, of enigiets, en ons gee, ek wil amper die Engelse woord gebruik, feel good boodskappietjies, nee, ons moet net goed voel, want dit gaan alles oor gevoel, want dit gaan oor vrede, ons wil net vrede hê. Ander voorbeeld wat ek aan dink, is, ons is nou in die tyd van die hervorming ook amper weer, hier aan die einde van Oktober maand, en ons weet die duiwel se groot plaasvervanging natuurlik vir die hervorming en die geskiedenis van die hervorming, is natuurlik Halloween. So hoe laat ons nie die hele ding van Halloween ook toe nie? Miskien is dit nie so vreeslik groot hier in Suid-Afrika nie, maar dis tog, gaan kyk 'n bietjie. Wat gebeur by die skole? Ons hou 'n Halloween sokkie Vrydag aand, wanneer dit die 31ste is. Maar wat gebeur in werklikheid op Halloween op die 31ste? Reg oor die wêreld heen is sataniste en ander demoniese aanbidders en goeters, is hulle letterlik besig om geeste op te roep, om dooies op te roep, om rituele en goeters toe te pas en, wil ek amper sê, uit te laat speel en uit te voer, wat absoluut van die duiwel is en wat demoniese magte oproep. Maar wat doen ons? Ons laat ons kinders maar aantrek soos monstertjies en soos demone en soos hekse en soos towenaars of wat ook al die geval is. En ons dink nie dis so erg nie, ons laat hulle maar in hierdie aangetrekte staat, wil ek amper sê, soos wat hulle nou soos hekse of demone of monsters of wat ook al aangetrek is, laat ons hulle na 'n sokkie of 'n dans toe gaan. En ons dink nie, dit is 'n manier hoe ons kinders oopmaak vir die aanvalle van demone en duiwels nie, en dan verstaan ons nie hoekom dit gaan nie. Maar ons laat dit maar toe, terwille van die vrede. Ek stuur maar my kind na die sokkie toe, want anders word hy maandag by die skool gespot. Hoekom was jy nie daar nie, as hy nie daar was nie, hy wil deel wees. So trek die wêreld ons uiteindelik in by wat hulle wil hê. So ons laat maar hierdie vrede toe, en uiteindelik, dis maar net een of twee voorbeelde, so kan ons aangaan. Hierdie hele transgender beweging wat daar is, ons moet nie durf om iets te sê nie, want dan is ons die wat verkeerd is. Ons laat dit maar toe, ons kyk maar, ons bevestig maar selfde geslag huwelike in ons kerke, want ons wil vrede hê, en ons sê, God sou dit toegelaat het, want hy is 'n God van vrede, en so kan ek uiteindelik aangaan. Ons laat al hierdie dinge toe, onder die vaandel van vrede, maar dis uiteindelik valse vrede, en dis die punt.
In 1 Tessalonisense 5 vers 3, waarsku Paulus en hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En dit is die belangrike ding hier, die wederkoms van God wat aangekondig word deur hierdie seels wat oopgemaak word. Uiteindelik dit sal hierdie mense wat hierdie valse vrede uiteindelik verkondig en dit aanhang en uiteindelik so ver gaan, en ons moet besef, dis die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Dit gaan nie net van ons streef hierdie valse vrede na nie, maar dit gaan eintlik ons vergeet van God, want dis wat die wêreld doen. En ons begin hierdie valse vrede aanbid. Ons begin die antichrist dan eintlik wat die valse wit perd, of wat die ridder op die valse wit perd is. Ons begin hom aanbid, want hy gee vir ons 'n tipe van vrede en ons val maar daarbey uiteindelik in. Maar nou die belangrike is, die vraag is, besef ons dat daar net een ware vrede is. En net een is wat die ware vrede vir ons kan bring, en dit is Jesus Christus. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. In hierdie tyd wat ons om ons kyk, en ons sien hierdie valse vrede, in hierdie tyd wat ons om ons kyk, en ons sien, niemand het ruggraat om op te staan vir die werklike waarheid en voet neer te sit nie, is dit waarin ons moet vashou. Ons moet sê, Jesus het vir my gesterf, hy het vir my oorwin, dit is wat vir my werklike vrede gee. En omdat ek daardie werklike vrede in my hart het, is ek ook bereid om op te staan vir die waarheid. Is ek ook bereid om uiteindelik oorlog te voer en te veg vir ware vrede, want dit moet ons ook besef. Dis maklik om te sê vrede, maar wanneer vrede kom op hierdie manier, sonder dat daar geveg hoef te word vir vrede, net met die boog, die simbool hier, sonder die pyle, dan moet ons weet, dis 'n valse vrede. As ons werklike vrede wil hê, sal ons swaar kry, sal daar moeilike tye wees, en sal ons uiteindelik moet beklei vir daardie werklike vrede. Dan die tweede perd. Die tweede perd, soos die ander perde, is ook die tweede en die derde en die vierde seël. So die tweede perd is die tweede seël wat oopgemaak word, en let weer op, dis alles in God se wil, in sy toelatende wil, dis Jesus wat die seëls oopmaak weer. So die tweede perd is natuurlik die 4 rooi perd, en hy verteenwoordig natuurlik oorlog. Hy is die oorlogsperd. Rooi is die kleur van die bloed wat vergiet sal word met hierdie oorlog. Wanneer almal nou mooi mak gemaak is deur hierdie eerste wit perd, hierdie valse vrede, dan wil ek amper sê, dan kom hierdie oorlogsperd, en dan is dit wreed en is brutaal, en hy moer uit, en dit gaan alles oor eie gewin, oor eie rede, en oor selfverheffing uiteindelik, en wil ek amper sê, daar's geen keer daaraan nie. Jesus vertel daarvan in Matteus 24, vers 7 tot 8 sê hy, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin uiteindelik van die smarte. So wanneer ons mak gemaak is, dan kom hierdie perd uiteindelik in, en die vraag is, beleef ons nie ook alreeds iets daarvan nou, in ons tyd waar ons onsself nou bevind nie. Ek dink nou maar aan uiteindelik Charlie Kirk weer wat vermoor is. Hoekom is hy doodgemaak? Omdat hy ruggraat gehad het, omdat hy opgestaan het en omdat hy die waarheid vertel het. Dink maar aan die duisende plaasmoorde wat daar elke dag, wil ek amper sê, plaasvind, en uiteindelik waarin ons uiteindelik, wil ek amper sê, dit nie eers wil herken nie, maar die lang en die kort daarvan is, hoekom eerstens vind dit plaas? En ek wil amper sê, dis dood eenvoudig, maar net die antwoord wat ons vir mekaar kan sê, daar seker baie redes hoekom plaasmoorde plaasvind, maar hoekom vind plaasmoorde plaas? Die eenvoudigste rede is dood eenvoudig omdat die moordenaars kan, so maklik soos dit. Daar is geen ander rede makliker om te gee as dit nie. Hoekom doen hulle dit? Ek wil amper sê omdat dit vir hulle lekker is, omdat hulle dit kan doen. Maar die vraag is uiteindelik, en ons moet almal vir mekaar herken, dit is al so, daar gebeur so baie sulke dinge, dat ons is al afgestomp daaroor. In die begin was dit vreeslik, jare terug. Iemand is doodgemaak op 'n plaas, 'n boer en sy vrou. Nou, dis alledaagse goed, want dis maar net nog een.
ons steur ons, dit raak ons nie eers meer so vreeslik soos wat dit ons aan die begin geraak het nie. Ons hoop maar net dit gebeur nie met mense wat ons ken, of met ons familie, of met ons as ons op plase bly nie. So ons raak afgestomp uiteindelik vir hierdie tipe van omstandighede. So hierdie ruiter wat op die rooi perd is, hy kry natuurlik ook hierdie groot swaard, en dit beteken dis hierdie swaard wat almal uiteindelik sal bykom, hierdie wreedheid en brutaliteit en onskuldige bloed, wil ek amper sê, wat vergiet word, dit raak almal. En die lang en die kort is uiteindelik wat vir ons hier gesê word daarvan, is ons moet besef, wanneer ons mak gemaak is deur die wit perd, en wanneer die rooi perd dan kom, en dit vir ons dan net soveel erger sal wees, omdat ons so mak gemaak was, wil ek amper sê, en so stomp geraak het vir die dood, en vir alles daar rondom. Jesus sê, dis maar net die begin van die smart, dit is die begin van die verdrukking. So die vraag wat ons mekaar moet vra, is vertrou ons dat die een uit wie se mond die skerp tweesnydende swaard kom, wat die woord van God is, vertrou ons dat hy wat Jesus Christus is, reeds vir ons die oorlog, want hierdie rooi perd is besig om oorlog te voer, vertrou ons en glo ons in ons harte dat hy reeds vir ons die oorlog oorwin het, en sal ons daaraan vashou in hierdie moeilike tye van die verdrukking. Onthou, ons leef binne tyd en ons geveg wat buite tyd gelyktydig ook afspeel. Jesus het reeds aan die kruis vir ons oorwin. Hy het reeds op die 3de dag uit die dood uit opgestaan. So in hierdie moeilike tye, wanneer die rooi perd kom, wanneer ons afgestomp raak, wanneer dood en moord 'n alledaagse ding word en niemand dit ontwyk, wil ek amper sê nie. Hou ons vas aan die een wat vir ons die oorwinning gegee het, Jesus Christus. Goed, kom ons kom dan by die 3de perd. Die 3de perd is die swart perd. En hierdie swart perd is natuurlik die simbool van hongersnood. Ek wil amper sê, dis 'n natuurlike en 'n logiese gevolg van die eerste en die tweede perde. Die mense is so mak gemaak, hulle was so gerus, hulle het nie verwag die oorlog en die oorlog gaan aanbreek nie, en dan as gevolg van die oorlog, dan ontstaan hierdie hongersnood ook. Hoekom? Want dis logies, want wanneer daar oorlog is, kan die boere nie boer nie, so daar kan nie geplant word nie, daar kan nie vee wees wat voor gesorg word en sovoorts nie, so dit is natuurlik, dan moet 'n hongersnood uiteindelik volg, en dit is uiteindelik wie die swart perd is 'n wêreldwye hongersnood, wat daar uiteindelik sal kom, en ons sien ook alreeds stukke daarvan in die wêreld waarin ons leef. Ons sien nie net die oorlog nie, maar ons weet daar is in groot dele groot hongersnood. So wanneer ek aan hierdie swart perd ook dink hierdie is so kantgedagte wat ek amper wil ingooi. Juist met die kleur van swart, dan kan ek nie anders nie as om te dink, dis al 'n hele ruk terug, maar ek het op 'n stadium 'n artikel gelees wat ook gegaan het oor hierdie, in die Engels praat hulle van die GMO, dit gaan eintlik maar die kosse en die sade en die goeders wat hulle plant, maar dit gaan eintlik maar, dit staan vir die geneties gemanipuleerde sade en dinge wat hulle deesdae maak. En daar was 'n studie gedoen gewees op die bye, wat hulle gesê het, bye wat by hierdie geneties gemanipuleerde saad uiteindelik was, het vinniger dood gegaan, en wanneer hulle dood gegaan het, dan het hulle liggame pik swart geword. Ander normale bye, en ons weet hoe belangrik is bye vir die ekosisteem, die ander normale bye wat op normale goed was, wat nie geneties gemanipuleerd is nie, het ook dood gegaan, maar hulle het langer gevat om dood te gaan, en wanneer hulle dood gegaan het hulle nie onmiddellik pik swart nie, maar hulle lyfies het meer, wil ek amper sê, bruin geword, soos wat dit veronderstel is om te lyk. Nou dis nou maar net 'n gedagte wat mens ook kan vra, en ons weet, daar is besig om verandering te kom. Ek dink nou maar in Amerika, JFK wat besig is om hierdie stryd te voer teen 'n klomp goeders, maar onder andere ook dit, wat hy sê, hierdie geneties gemanipuleerde kosse en goeders, is besig om ons dood te maak. So, dan vra ek maar weer, is ons nie alreeds in 'n sekere sin in hierdie tyd van die swart perd nie, waarna toe is ons op pad? Maar dan verder sien ons die swart perd se ruiter, hy kry natuurlik 'n skaal, so dis nou nie meer 'n wapen nie, en dan vra ons, is die skaal nie maar ook 'n wapen nie? Hy kry 'n skaal in sy hand, en dan sien ons in die verse wat volg, hierdie skaal verteenwoordig die rantsoene wat daar sal wees. Daar sal nie genoeg kos wees vir mense nie. Ek wil amper sê mense gaan in rye moet staan om kos te kry.
En die lank en die kort is, as ons die beskrywing daarvan gaan lees, dan sien ons, dit kom daarop neer, dat 'n hele dag se geld sal te min wees om vir 'n gesin kos te kan koop. Dit waarvoor mense werk, gaan nie genoeg wees om uiteindelik kos te kan koop nie. En dit wat alledaagse goeders was, hier word spesifiek genoem die olie en die wyn. In die tyd van die Bybel was die olie en die wyn in 'n sekere sin gesien as alledaagse dinge. Dit was volop gewees en wyn is baie keer ook gebruik gewees om water te suiwer en so aan. Maar dit is alledaagse dinge, maar ons sien dit sal luuksehede word wat mense nie kan bekostig nie. En dan wil ek weer vra, as ons oor die skale praat en oor die ekonomie praat, ons almal, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, ons sien en ons voel hoe die ekonomie ons druk. Dit voel al lankal vir ons, of ons nie meer genoeg geld kry om dit te kan doen, om net te kan oorleef elke dag nie. So, weer wil ek vra, is ons nie alreeds daar nie? Maar miskien wanneer ons oor die skale praat, is daar 'n verdere vraag wat ek wil vra. In hierdie moeilike tye wil ek uiteindelik vra, sal ons geloof nog steeds standhou? Of sal ons in hierdie moeilike tye bly glo? Of gaan ons soos baie mense maak en God blameer vir hierdie moeilike omstandighede waarin ons onsself bevind en vir die tekortkominge wat daar is en vir die pyn en die hartseer wat ons uiteindelik beleef? Die vraag is uiteindelik, wanneer ons geloof gemeet gaan word op die skaal, wat gaan die uitslag uiteindelik wees? Gaan die uitslag wees, soos wat dit in Daniël 5 natuurlik vir die koning beskryf word, met die hand teen die muur, mene mene tekel Pharesin, jy is geweeg en jy is te lig bevind? Of gaan ons die geloof hou? Gaan ons geloof uiteindelik, en onthou geloof is 'n genadegawe, maar gaan ons geloof swaar genoeg wees om wanneer dit geweeg te word uiteindelik vir ons die brood van die ewige lewe aan die ander kant te kan gee sodat ons lewe? Dis die vraag. Dis uiteindelik waaraan ons moet vashou. En ons moet onthou in hierdie moeilike en swaar tye, God het vir ons sy seun gestuur om vir ons te kom oorwin, en Jesus Christus is die brood van die lewe. Die geloof wat ons aan moet vashou is 'n genadegawe uit sy hand uit, en hy gee vir ons genoeg geloof sodat ons aan hom kan glo, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan verkry. So dit uiteindelik maak dat die skaal uiteindelik uit sal balanseer. Kom ons kom by die 4de perd. Die 4de perd is natuurlik die faalperd, of eintlik, miskien moet mense hom dieper beskryf, die Griekse woord wat hier beskryf word, kan miskien gesê word die vaalgroenperd, of die asgroenperd, as ons dit ook so wil beskryf. En die Griekse woord is die woord wat ons vandag sou vertaal met chlorophyll. Nou ons almal weet hoe lyk chlorophyll, dis so grys-groen, lelike kleur, en die lank en die kort is eintlik, dis die kleur wat ek eintlik wil sê, wat beskryf hoe lyke wat besig is om te ontbind, met ander woorde, daai vaal grys, flou wil ek amper sê, lelike groen kleur, dis die vaalperd se kleur, wat hier beskryf word. En wanneer ons nou deur al 4 hierdie perde gewerk het, nog 'n kantopmerking, dis interessant, dat in vandag se wêreld, wil ek amper sê, is baie van die moslemlande, en ek wil amper sê die vyande van Israel, as ons nou kyk na die oorlog in die Midde-Ooste ook, gaan let op na daardie lande se vlag. Hulle almal se vlag het hierdie kleure in, van die 4 perde. Dis die wit, die rooi, die swart, en hulle groen is nou dalk net nie so kwai vaalgroen nie, maar hulle het groen ook in. Dis maar net nog 'n interessante opmerking wat ek wil maak. So meeste van die moslemlande, meeste van Israel se vyande vandag, die lande wat teen hulle oorlog voer, en wat teen hulle, wil ek amper sê, wil oorlog voer, se vlag het almal hierdie kleure in. En dan moet ons kyk na die werklikheid in die wêreld vandag. Wat is letterlik besig om te gebeur? Die moslems is besig om Europa oor te neem. Hulle is besig om die hele wêreld in 'n sekere sin te infiltreer, en weer eens, waaroor gaan dit? Ons laat hulle maar toe, hulle druk hulle geloof en hulle reëls absoluut toe, hulle staan nie terug nie, hulle staan op daarvoor. En wat maak Christene? Terwille van die valse vrede, laat ons dit maar toe, tot dit op 'n stadium te laat is, en dis wat besig is om nou in Europa te gebeur. Ons kom nou op 'n stadium wat is dood eenvoudig te laat. Nou
het hulle al so geïnfiltreer en hulle is al so daar dat daar nie meer omdraai is nie. Hulle word nou die meerderheid en die wil ek amper sê, die ander mense in Europa is letterlik bang vir hulle. Dis hierdie oorlog, ons laat die vrede toe, so stuk, tot hy ons uiteindelik slaan, en dan besef ons, nou is dit te laat, nou is daar nie meer omkeer. Soos ek sê, dis maar net weer so kantopmerking. Maar dan as ons praat oor hierdie perd ook, hierdie groen perd, hierdie vaalgroen of hierdie vaalperd, aan hom word natuurlik gegee mag oor 25% of 'n kwart van die aarde se populasie om hulle dood te maak. En in steede van 'n wapen, ons het nou gesien, daar was 'n boog gewees, simbool van oorlog, daar was nou nie pyle nie, maar as 'n wapen, daar was 'n swaard vir die rooi perd gegee, en ons het nou gesien, die skaal in 'n sekere sin kan ook 'n wapen wees van die swart perd, want uiteindelik gaan jou geld teen jou gebruik word, want jy gaan wil eet. En jou geld gaan nooit genoeg wees om te kan eet nie, so dit word ook in 'n sekere sin 'n wapen, want daar is heeltyd 'n geweegery. Maar hierdie keer is daar nie 'n geweeg nie, daar word net gesê, en hy word nie 'n wapen voorgegee nie, daar word net gesê, die doderyk volg hom uiteindelik. So dit is baie interessant, en die vraag hier is 'n eenvoudige vraag vir ons vandag. Die vraag is, besef ons dat die loon van die sonde is die dood, soos wat ons geleer word in die Ou Testament, en uiteindelik dat ons verdien nie net die tydelike dood wat aan die einde van hierdie lewe sal plaasvind nie, maar ons verdien uiteindelik die hel. So Paulus skryf in Romeine 6 vers 23, en hy haal die Ou Testament aan, want die loon van die sonde is die dood, en dit is die realiteit. Maar die vraag is, besef ons ook die ander kant daarvan, en dit is wat Johannes vir ons skryf, hierdie selfde Johannes wat hier in Openbaring skryf in sy eerste brief in 1 Johannes 1 in vers 9, daardie bekende woorde, as ons sondes bely, hy, met ander woorde Christus, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit bring ons dan by die tweede gedeelte van Romeine 6 vers 23. So Paulus sê nie net want die loon van die sonde is die dood nie, maar hy sê ook, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dit is waaraan ons uiteindelik moet vashou, wanneer daar ook dood rondom ons is, en wanneer ons afgestomp is vir daardie dood uiteindelik, wat hierdie vaalperd uiteindelik ook bring, dan moet ons besef, ons moet ons sondes bely, die wederkoms is naby, die seels is waarskynlik al oop, ons is al in die eindtye, en daarom moet ons sorg dat ons vandag gereed is, ons moet ons sondes bely, en as ons harte reg is en ons bely ons sondes, dan sal ons uiteindelik vergewe wees in en deur Christus Jesus, dan reinig hy ons, en dan ontvang ons die genadegawe van die ewige lewe. Hoe? In en deur ons geloof in Christus Jesus. So ek wil afsluit, die vraag is, leef ons asof dit Jesus is, wat die sleutels van die doderyk en die dood het, en asof dit Jesus is wat die doderyk en gevolglik ook die poorte van die hemel of die afgrond van die hel uiteindelik sal oop of toesluit. Ons moet so leef, en dit is hy. Openbaring sê vir ons aan die begin, in Openbaring 1 vers 17 en 18 skryf Johannes, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gesit of gelê, en vir my gesê, en hier kom dit weer vir ons die boodskap, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En hier sê hy dit, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. So dis belangrik dat ons daaraan sal vashou, dat ons sal weet, Jesus is die een wat die sleutels hou, ons hoef nie te vrees nie, want alles is in sy hand, hy is die een wat in beheer is. Hier in die res van Openbaring 1 sien ons, hy is die ene wat uiteindelik tussen sy gemeentes wandel en wat hulle beskerm, hy is die lig uiteindelik vir hulle. En dan sien ons in die res van hierdie gedeelte wat ons gelees het in Openbaring 6, dan volg die ander seels wat ook oopgemaak is. Daar's nie perde hierdie keer betrokke nie, want die mag, wil ek amper sê, vertoon is nou verby, maar die 5de seël is die martelare, wat bid by die altaar, en dis waarskynlik by die altaar van die reukwerk. Ek wil amper sê, daai wierook offer wat opgaan, want dit gaan oor die martelare, die wat doodgemaak is as gevolg van hulle geloof, wat se gebede ook opstyg, soos wat die
die wierook van die reukoffer uiteindelik opstyg na God toe. En die martelare bid dood eenvoudig en hulle sê, Here, wanneer gaan U ons bloed wreek? Wanneer gaan U ware reg en geregtigheid laat geskied? En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, julle moet nog geduldig wees, wag nog 'n tydjie, want die getal is nog nie vol nie. So vir ons beteken dit is 'n tyd van genade. Daar's nog 'n tyd vir mense wat nog nie gelowig is nie, om tot geloof te kom, sodat hulle ook gered kan word. En dit beteken vir ons, daar's werk. Te midde van hierdie moeilike tye en omstandighede waar ons onsself bevind, moet ons besef, Jesus roep ons om sy getuies te wees, om uit te gaan en die blye woord te kan verkondig, sodat die Heilige Gees deur die woord uiteindelik mense tot geloof kan bring. En dan is dit belangrik dat terwyl die eerste 5 seels sal gebeur, omdat menslike aktiwiteite dit veroorsaak, of omdat God toelaat dat menslike aktiwiteite die oorsaak daarvan is, sien ons dan aan die einde van hierdie hoofstuk die 6de seël. Die 6de seël is uiteindelik die begin van die wederkoms of van die oordeel. En dit is iets wat God self, dis 'n aksie wat deur God self uiteindelik aan die gang gesit word. Hier is nie meer mense betrokkenheid uiteindelik daarby nie. En dan deel van die gebeure van die 6de seël lei tot later in Openbaring, dat ons uiteindelik sal kom tot by die 7de seël, die laaste seël en alles wat daar binne ook gebeur. Ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie. Maar ek wil eindig deur te sê, dan uiteindelik later in Openbaring, want ons moet Openbaring as 'n geheel, dis een groot geheel beeld wat ons moet lees. Later in Openbaring, dan word daar vir ons vertel natuurlik van Christus se oorwinning. In Openbaring 19, daar bo vers 11, kry ons die opskrif in ons Bybel wat sê, die oorwinning van Christus oor die dier en die valse profeet. En ek wil vir ons afsluit deur vir ons daar dan ook te lees. Ons lees in Openbaring, ons het nou gesien, die eerste wit perd het gekom, hierdie wit perd van valse vrede. Maar die troos vir ons en die hoop waaraan ons kan vashou, is daar's nog 'n perd in Openbaring. En dit is die tweede wit perd. En kom ons lees van hom in Openbaring 19. Van vers 11 af lees ons, Johannes sê, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd. Van waar af kom hierdie perd? Hy kom nie uit 'n seël uit nie, hy kom uit die hemel uit. En hy met 'n hoofletter Christus wat daarop sit, word genoem getroue en waaragtige, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So hierdie keer, dis 'n waaragtige en 'n getroue vrede wat hy bring. Hoe bring hy die vrede? Hy voer oorlog. Dit moet ons verstaan. Ons sal moet beklei om werklike vrede uiteindelik te kry, en hy voer daai oorlog in geregtigheid. En dan word hy vir ons beskryf, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, want hy het vir ons gesterf, en sy bloed vir ons vergiet, en sy naam is die woord van God, met ander woorde, dit is Christus, die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, so daar's nog wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God die Almagtige. So ons sien, en ek het dit nou gesê, dat wanneer die 4 rooi perd kom met sy swaard, dan moet ons vashou aan hierdie ene wat vir ons oorwin het, aan Jesus wat vir ons oorwin het, en sy swaard is sy woord wat uit sy mond uitkom. Dan lees ons verder van vers 16 af, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van die konings en die vlees van die owerstes oor 1000 en die vlees van die sterkes en die vlees van die perde en die vlees van die wat daarop sit. Hy verwys na die 4 perde. So die voëls hulle sal sterf, hulle sal oorwin word, en die voëls sal hulle vleis eet. En die vlees van almal vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot.
en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. So met ander woorde, die dood sal ook daar wees vir almal. Ons almal moet die eerste dood uiteindelik beleef, en dan word daar oorlog gevoer, en dan word daar vir ons beskryf in vers 20, en die dier is gevange geneem. So wat gebeur tydens hierdie oorlog? Die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die tweede gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand, dis die hel, en die ander is gedood met die swaard, wat uit die mond van hom wat op die perd sit kom, en al die voëls is versadig van hulle vlees. So die lang en die kort ook, is ons sien, Christus sal oorwin aan die einde. Die lang en die kort wat ons moet verstaan is, die duiwel is nie die baas van die hel, en hy staan daar in die hel, en hy gaan met sy vurk ons braai, soos wat ons baie keer dink nie. Nee, Christus oorwin die antichrist, hy oorwin die valse profeet, hy oorwin die Satan. Hier word dit vir ons beskryf, en in Openbaring 20 en vers 10 lees ons, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. Nee, die duiwel brand in die hel as gevolg van sy sondes. En kom ek sluit af. Die belangrike is, die ruiter op die laaste wit perd, Jesus Christus, hy is nie net 'n ruiter nie, maar hy is werklik die ridder op die wit perd, wat ons sy bruid uiteindelik kom haal, wat ons sal verlos, wat vir ons die ewige lewe gee uit genade alleen. Ons weet, ons is in moeilike en swaar tye. In hierdie tye gee hy vir ons die geloof om aan hom vas te hou. En tot die wederkoms uiteindelik aanbreek, tot die oordeel uiteindelik aanbreek van die laaste tye, tot ons daar kom, moet ons in die swaar tye en in die moeilike tye standvastig bly, moet ons in ons geloof bly staan, moet ons ruggraat hê, opstaan vir die waarheid, en moet ons sorg dat ons gereed is vir die wederkoms wat enige oomblik kan aanbreek, en moet ons uiteindelik lewens van dankbaarheid leef, omdat ons weet, hy het reeds vir ons oorwin, en hy het reeds vir ons die ewige lewe gegee. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U die ridder op die wit perd is, dat U vir ons aan die einde werklik vir ewig werklike vrede sal gee. Here, ons dankie dat U die ridder op die wit perd is, wat vir ons die kerk, U bruid, wat ons ook uiteindelik sal kom red uit die omstandighede, uit die bose, donker, sondige wêreld waarin ons onsself bevind. Maar Here, ons dankie dat juis daardie wete, daardie hoop wat ons in ons harte het, dat dit ook vir ons te midde van die tye en die omstandighede waarin ons onsself bevind, dat dit vir ons die krag en die vermoë gee om uiteindelik ook oorlog te voer vir die waarheid en vir ware vrede, en dat ons nie sal opgee nie, maar dat ons uiteindelik ook deur U geloof wat deur die Heilige Gees in ons hart gewerk word, dat ons ook daardeur sal volhard tot die einde toe. Here, gee dat ons nie sal moed opgee nie, dat ons nie sal ophou nie, maar dat ons die goeie stryd sal voer, en dat ons uiteindelik nie sal vrees of sal bang wees nie, maar dat ons sal weet, U is by ons, U beskerm ons, U het ons reeds oorwinnaars in en deur U gemaak, en dat daar niks is wat ons uit U hand kan ruk nie. En Here, daarom vra ons bemoedig en bekragtig ons ook vir die toekoms, totdat ons by die wederkoms uitkom, dat ons werklik elke dag vir U getuies sal wees, dat ons ligte sal wees wat in hierdie donker wêreld vir U skyn, en dat ons deur alles wat ons doen, deur woord en daad, uiteindelik so sal leef, dat die wêreld sal sien, dat ons gereed is vir die wederkoms om aan te breek, maar dat ons ook so sal leef, dat die wêreld ons vrugte sal sien, en ook daarvan sal wil pluk. Here, op ons eie kan ons dit nie doen nie, maar ons weet, deur U is ons tot alle dinge in staat. Want Paulus sê vir ons daar in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En Here, gee dat ons elke dag daarom, dan ook in en deur U krag en U genade, lewens van dankbaarheid sal leef. Here, wees ook saam met elkeen van ons wat siek is, elkeen wat beserings het.
Here, ons vra dat U vir ons genesing sal bring en dat U vir ons gesond sal maak, sodat ons ook in hierdie wêreld vir U kan leef. Here, gaan met ons deur hierdie dag en deur hierdie week wat voorlê. Behoed en bewaar ons, lei ons en rig ons en loop U voor ons uit en gee dat ons ook in U voetspore sal volg. Dit vra ons en bid ons alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.